Jy laat jy hervoer. Ons skrifgedeelte is in Psalm 6, vers 7. Hy sê, my oog het dof geword van verdriet. Dit het swak geword vanweë al my teestanders. Tweede skrifgedeelte is in Lukas 8 vers 22 waar die woord van die Here sê, en op een van daardie dae het hy en sy disippels in 'n skuit gegaan en hy het vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die oorkant van die see, en hulle het weggevaar. En terwyl hulle seil, raak hy, dis Jesus, aan die slaap. Toe kom daar 'n stormwind op die see af en die skuit het begin vol word en hulle was in gevaar. En hulle het na hom, Jesus, gegaan en hom wakker gemaak en sê, meester, meester, ons vergaan. Hy staan toe op en bestraf die wind en die watergolwe en hulle het bedaar en daar het 'n stilte gekom. En hy sê vir hulle, waar is julle geloof? Maar hulle was bang en verwonderd en het vir mekaar gesê, wie is tog, of wie is hy tog, dat hy selfs die winde en die water gebied en hulle om gehoorsaam is. Hierdie het so wat per ongeluk gebeur. In die week, ek het een boodskap voorberei en die een boodskap lei tot die ander een en het word 'n reeks. Amen. Wat gaan oor die herfokus? Want ek het eens op 'n tyd ek reg gesien, maar nou sien ek nie meer reg. En dat God vanmôre vir my en vir jou wil kom sê, herfokus, kry weer jou aandag op die regte plek. Kry weer jou kop op die regte plek, kry weer jou gedagtes, kry weer jou hart, kom weer terug na waar jy voorheen was. Jeremia 1 vers 11 vra die Here vir Jeremia vraag, hy sê, wat sien jy? En op daai oomblik sê ek sien 'n mandeltak en God sê vir hom, jy het goed gesien, want ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Amen. Amen. En is hier waar ek en jy vanmôre ons oog net weer moet regkry en 'n paar dinge wat ons nie in die oog moet verloor nie, of miskien gaan ek vir jou vanmôre 'n paar dinge sê wat jy wel toegelaat. Dat jy wat jy in die oog verloor het. Maar die eerste ding is, ek en jy moet nie in die oog het verloor dat God is 'n waarmaker van sy woord. Amen. God sê ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Amen. Amen. Dat ek en jy moet nie daai fokus verloor. Die tweede hier is dat ek en jy sal weet God is nie 'n mens dat hy sou lieg. Amen. En is nie 'n mens se kind dat hom sou berou. Daarom moet ek en jy nooit dink God sal met ons maak soos wat mense maak. Amen. Hallo. Amen. Die tweede ding is, of derde ding, ons kry almal storms. Ja, amen. Ons almal het pyn, ons almal het verdriet. Is daar enigiemand wat nie het nie, of nog nie 'n storm beleef het nie, steek net jou hand op, ek wil by jou kom lê. Maar ek jy sou weet, ons almal gaan na dit. Amen. Niemand is gevrywaar nie, inteendeel Jesus het ons gewaarsku, in hierdie wêreld sal julle verdrukking. Nee? So ek wil amper sê, omdat jy kind van God is, verwag storms. Wees verbaas as daar nie een is nie. Verwag pyn, verwag aanvalle, verwag dit. Nie wees negatief nie. Wees net voorberei. Amen. Amen. En wees verbaas as dit nie gebeur. Ons almal het vyande of 'n vyand. Amen. Amen. Die Bybel sê in 1 Petrus 5 vers 8, wees ligter en waaksaam, want julle teestander. Amen. Julle teestander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Amen. Ek en jy moet vanmôre versigtig wees waarop ons fokus. Want dit waarop ek fokus, gaan my uiteindelik oorweldig. Ja. Dit waarop ek heeltyd oplet en dit wat ek raak sien, gaan uiteindelik vir my te veel word. Amen. Amen. En dis hoekom ons met hierdie laaste koortjie
gaan eintlik oor dit. Hoe groot is U? Amen. Want as ek fokus op hoe groot is U, gaan dit my oorweldig. Dan beteken dit gaan altyd groter wees as enigiets wat ek mag beleef. As ek vanmôre gefokus is op hoe groot is U. Amen. Amen. Nou Spreuke 4 vers 23 sê hierdie ding. Hy sê bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Amen. Nou, ek het in die week het ek het veel gesê. Die Bybel sê die lamp van die liggaam is die oog. Amen. As die oog reg is die liggaam reg. Amen. As die oog verkeerd is die liggaam verkeerd. Nee? Hy sê as die oog reg is, sal julle hele liggaam verlig wees, maar as julle oog verkeerd is, sal julle hele liggaam donker wees. En hy sê as dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid? Ja, amen. Iemand wat in hierdie oomblik in donkerheid sit, iemand wat in depressie sit, iemand wat vanmôre daai donker nag wat jy beleef, het alles begin by verkeerde gedagte, by verkeerd sien, verkeerd dink, verkeerd my hart toelaat. En uiteindelik kry die duiwel het reg om ons op 'n plek te sit waar ek en jy nie hoor. Amen. Nou wie wat doen Dawid? Daar doen dit in Psalm 6 vers 7. Hy sê my oog het dof geword van verdriet. Dit het swak geword vanweë my teestanders. Sy fokus is op sy verdriet. Sy fokus is op sy pyn. Sy fokus is op sy lyde. Die engel sê, hy sê my vision is blurred by grief. Het ek so wie het al probeer bestuur en jou bril is vuil of en jy kan nie sien nie. Nee? Of is opgewaser. Wie dan as jy ry in die koue kar. Ons is nou op pad somer toe. Jy ry in die koue kar en dan klim jy uit en dan is dit buite warm en dan in sekondes dan is jou bril opgewaser. Nee. Ja. Of het gebeur dat jy ry en daai glase is nou nie meer so skoon of so nie, maar hy sê my vision is blurred, maar hy sê dis nie as gevolg van ander goed, hy sê as gevolg van my pyn. Hy sê ek kan nie sien soos ek moet sien nie, as gevolg van my seer, as gevolg van my pyn. En die vertaling sê my eyes are wasting away with trouble. Amen. Dat ek so gefokus is op my moeilikheid, ek kan nie reg sien. Is so. Dan kom 'n ander vertaling en hy sê my eyes is troubled because of my wrath. Dat ek so kwaad is, ek sien nie reg. Dat ek so kwaad is, ek kan nie meer reg fokus nie. Ek kan nie reg optree nie, as gevolg van die feit dat ek so kwaad is. Weet wat gebeur met ons baie keer in? Mense hierdie week het 'n gesin hulle tienerdogter verloor. Ja, amen. En ek wil nie hulle uitsonder bo jou pyn wat jy al beleef het tot nou toe nie. Maar daai mense gaan deur 'n geweldige stryd op hierdie oomblik. Is so. En ons moet ernstig vir hulle bid. Daar's 5 stadiums van trauma of van rou. Die eerste stadium is die ontkenningsstadium. Van ek kan nie glo dat dit gebeur nie. En ek wil dit vermy en ek wil amper half ontken dat dit enigstens gebeur. Dit kan nie wees nie. En dit gebeur met ons dat ek so seer het dat ek ontken dat dit met my gebeur en ek ontken dat dit enigstens gebeur het en ek wil nie dit erken. Maar na die ontkenning dan kom die woede. Ja. Hoekom? Waarom? Wie was dit? Wie se skuld is dit? En woede het gewoonlik, ek soek 'n oorsaak, ek soek 'n culprit, ek soek iemand wat ek kan blameer. Ja, amen. En dan wissel dit tussen God en mense en die dokters
en al hierdie, en selfs myself. Dat ek kwaad is vir myself, wat ek, daar moes iets gewees het wat ek raak gesien het, daar moet iets gewees het wat ek opgelet het. Maar weet wat doen die duivel? Die duivel kry het so reg om homself onsigbaar te maak. Ja. Ons is bitter min kwaad vir die duivel. Sal eerder kwaad wees vir God, hoekom het jy dit toegelaat? Ja, jezelf. Maar hier kom Dawid en hy sê, ek kan nie sien nie. Hy sê, my fokus is nie meer waar ek moet wees nie, as gevolg van my pyn, as gevolg van my sien. Die derde fase is onderhandeling. Here, as ek net nog een keer, Here, miskien as ek dit kan doen, kan nie dit nie omdraai, kan nie. Ek probeer onderhandel met die Here, kan nie maar die situasie net vir my omdraai, kan ons nie maar iets anders doen nie, kan ons dit nie op. Die vierde fase is depressie, wanneer ek voel ek wil net huil en ek wil huil en ek. Wie kan hiermee vereensam? Wie weet waarvan ek? En dan die vierde fase is die fase waar God ons wil hê. Amen. Die fase waar ek bereid is om te aanvaar. Dit beteken, ek weet dit gebeur en dit het baie seer gemaak, maar ek is nou gesond. Amen. En as jy kyk na Dawid, dan weet jy nie waar is hy nou eintlik tussen die kwaadwoord fase of is hy nou eintlik in die sad fase. Hy is amper asof hy net gebeur. Dat jy so tussen fases is, totdat jy uiteindelik by die aanvaarding gekom en dan so een oomblik is jy kwaad en die volgende oomblik is jy net hartseer en die volgende oomblik wat jy onderhandel. Is wel. Amen. Weet jy waarvan ek praat? Amen. En miskien is jy vanmôre daar, miskien is jy vanmôre die een wat vanmôre hierdie woord moet hoor, en as jy hom nie vir jouself moet hoor nie, moet jy hom vir iemand anders hoor, want iemand anders het nodig om genesing te kry. Amen. Iemand anders, as jy nie self moet herfokus vanmôre nie, het jy nodig om iemand anders te help om te herfokus. Amen. Ander vertaling sê, Christian Evangelistic Version sê, sorrow has made my eyes dim. Kan nie sien nie. Kom Psalm 31 vers 9, hy sê, wees my genadig, Here, want ek is benoud. Van verdriet het my oog mat geword, my siel en my liggaam. Amen. Weet jy dat, my hartseer, my pyn, maak dat ek, dit affekteer my liggaam. Wie weet waarvan ek praat, dat jy so, amper af, dit affekteer nie net jou gedagtes nie, dit affekteer jou hele liggaam, jy is sommer moeg. Ja. En jy bly moeg en jy sukkel om te oorwin. En ek sê, dis wat met my gebeur. Hy sê, dat verdriet het my oog mat geword, my siel en my liggaam. Beteken dit affekteer hoe ek dink, dit affekteer hoe ek sien, dit affekteer hoe ek dinge beleef. Ek is so gefokus op my seer. Ek kan nie die liefde van God raak sien, ek kan nie die grootheid van God raak sien, ek kan nie sien how great thou art. Amen. As ander mense sing how great thou art, dan kan ek nie saam sing. Kyk gou goed. Die disciples is in 'n soortgelyke plek. Hulle beleef 'n storm. Ek het vanmôre vir jou woorde met afstap gestuur, die van nie wat ek nog nie beleef of geluister het nie. Maar hulle beleef 'n storm. En omdat hulle die storm beleef, is hulle fokus op die storm. En hulle sien dat ons gaan vergaan. Ek sien net dat ons ondergaan. Ons kan nie sien dat ons hieruit gaan kom nie. En hulle is so gefokus, hulle vergeet wat het God gesê het. Hulle vergeet, Jesus het gesê, kom laat ons na die oorkant toe vaar. Amen. Jesus het vir hulle gesê, hy sê, laat ons oorvaar na die oorkant. Ja. Amen. En vanmôre het ek ook gesê, die Here sê, ek weet watter gedagtes ek kan gaan, julle koester gedagtes van voorspoed en nie van onheil nie. Om vir julle hoopvolle toekoms te gee, beteken as die onheil my tref, as die pyn my tref, as die seer my tref, as die storm my tref, daai storm is nie van God nie. Amen. Amen. Maar moenie jy jou fokus
op die storm, dat jy later ook nie raak sien, maar Jesus is saam met jou in die boot nie. Amen. Gelukkig het die disippels dit agtergekom, ek gaan nou daaroor praat. Maar jy moet vanmôre fokus op die woord van die Here. Ek en jy moet dan hoor wat sê Psalm 34 vers 18. Hy sê die Here is naby die wat gebroken is van hart. En hy verlos die wat verslae is van gees. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal regeer hom. Amen. Sê dit amen. Dan beteken dit, kom ek en jy fokus nie op die storm nie, kom ek en jy fokus nie op die struikeling nie, kom ek en jy fokus nie op die teëspoed nie, kom ek en jy fokus op die God wat ons uit elke een gaan uithaal. Amen. Psalm 34, hy sê in Engels, hy sê the Lord is near the brokenhearted. Yes. Amen. Daai familie vanmôre, kom ek en jy wees bewus van 'n God wat in staat is om net te doen as wat ons kan bid of dink. Wie wat doen daar? Later in die psalms dan sê hy dit, hy sê, wat buig jy jou neer oor my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal nog loof die verlossing van my aangesig en my God. Amen. Dan lyk dit amper asof Dawid geleer het, uit die storms uit die see uit, asof hy geleer het, maar die Here is met my. Hy sê, waarom is jy onrustig in my? Hoop op God. Amen. Psalm 73 vers 26 sê, al beswyk my vrees en my hart. Hy sê, al beswyk my vrees en my hart. God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Amen. Halleluja. Beteken selfs, maak nie saak hoeveel pyn ek nou gaan beleef nie, maak nie saak of het my liggaam gaan beïnvloed nie, maak nie saak wat met my gaan gebeur, ek weet God is my God. Amen. Dankie Here. Psalm 119 vers 105 sê, die woord is my lamp vir my voet en die lig vir my pad. Prys die Here. Beteken nou fokus hy nie sê, my oog het nou dim geword, my oog het nou swaar geword vanweë my verdriet nie. Hy sê, Here, u woord is my lamp wat ek kan sien. Amen. Hier is die lig vir my pad. Matteus 5 vers 4 sê Jesus het vir ons, hy sê, salig is die wat treur, want hulle sal vertroos. Amen. Wat ek en jy vir onsself moet sê, wat ons vir ander moet sê is, heil jou heil, maar weet dit, God gaan jou eens op 'n tyd, een van die dae dan troos hy jou weer. Amen. Just give it to the Lord. Hy sê, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Amen. Die tweede ding waarop Dawid fokus is, hy sê, dis as gevolg van my teestanders. Dis nie nou net as gevolg van my pyn, dis nou nie net as gevolg van my seer, dis nie nou net as gevolg van my leen, dis my teestanders. Amen. Hy sê in Psalm 6 vers 7, hy sê dit het swak geword, hy sê my oog swak geword vanweë al my teestanders. Amen. En dis wat ons baie keer doen is, ek begin my oog afhaal van die Here af en ek begin let op mense. Ja. Iemand het my seer gemaak en ek begin ek let op mense en ek begin let op die kerk en ek begin om die kerk te beskuldig en ek begin om te sê nee, dan is dit 1 of 2 mense wat my seer gemaak het en skielik is dit die hele kerk. Ja. Eina. Hallo? Eina. As mense wat selfs vandag moslems is as gevolg van die Christene wat my seer gemaak het. Hallo? Kyk gou hier. Hy sê in Engels, my eyes are worn out because of all my enemies. Die ander vertaling sê, my eyes, they are becoming old because of all those who are against me. Die ander vertaling sê, I'm worn out because of all my enemies. Die ander vertaling sê, my sight has failed because of my enemies. En kind van die Here, ek en jy moet vanmôre kan weet, hoewel ons in die vlees wandel, voer ons nie die stryd volgens die vlees. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, ons stryd is teen die bose geeste in die lig. Hy sê, maar die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons die planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Amen.
Beteken ek en jy moet nie toelaat dat ons fokus verloor as gevolg van dit wat mense gedoen het, of dit wat my vyande tussen hakies gedoen het. Ek en jy moet kan weet, ons het eintlik net een groot vyand, en dis die duiwel. En dis waarom die duiwel sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brul in die leeu, en hy soek wie hy kan versoek. Haal jou oog af van mense. Haal jou oog af en sien die duiwel daar, en dat hy selfs agter hy mense is, en selfs, ek weet man, die duiwel kan die beste persoon gebruik. Gaan vra vir elke huwelik. Elke ou wat getroud is, sien later aan sy vrou of sy man, of sy sien haar man, as die duiwel. Kan die kinder kry. Hallo? Ok, nou nie in die kerk, ek praat over die ander gemeentes. Nee? Dan sien ek haar as die vyand, ek sien hom as die vyand, ek sien my kinders as die vyand, en kinders sien pa en ma as die vyand. En ons net op die mens, in plaas van om die duiwel raak te sien. Maar selfs dan moet jy nie so duiwel gefokus wees, dat jy verloor jou fokus van God, en sy goedheid, en sy liefde, en sy genade. Amen. Ek wil vir jou voorbeeld noem. Weet jy dat die Israeliete, ek wil huil as ek dink, ons doen presies dieselfde goed wat hulle gedoen. Ja, is so, ja. Dat hulle sal God in sy grootheid sien. Onthou wat Moses gevra het, toe God vir Moses roep en sê, gaan red my volk, gaan lei my volk uit. Wie sal ek sê het my gestuur? Sê vir hulle, groot ek is, het jou gestuur. Ek gaan laat in die week gaan ek met jou praat oor die staf. God sê vir hom, vat die staf, wat is daar in jou hand? Sien 'n bietjie wat is in jou hand. En hy sê, gooi die staf op die grond, en hy word 'n slang, en hy sê, vat hom weer, en hy word weer 'n staf. En met daai staf gaan hy, en met daai staf kloof hy in die water, en met daai staf slaan hy op 'n rots, en met daai staf doen hy groot en wonderlike dinge, wat God deur hom doen. Amen. En die volk kan sien hoe God bitter water soet maak, hoe God water uit 'n rots stap, hoe God voorsien op wyses wat hulle nog nooit voorheen beleef het nie. En wragtig, kom hulle by die eerste groot vyand wat hulle mee gedoen het, en hulle kyk vas in die reuse, en hulle kyk sy en sê, nee, ons kan nie daar wat ingaan nie, terwyl God se woord gesê het, dis julle. Amen. En ekskuus ek vanmôre op jou skree, maar ek wil vanmôre vir jou sê, ek en jy doen presies dieselfde. God kan hoeveel keer vir ons goed wees, en dan sal ek en jy kyk op die reuse wat voor ons staan. Amen. In plaas daarvan om te glo wat God is. Amen. David kom voor 'n reus. Kan jy net teruggaan na Israel toe? Israel spandeer 40 jaar in die woestyn, omdat hulle fokus verloor het. 40 jaar in die woestyn, en hulle sterf in die woestyn. Die enigste twee manne wat ingaan in die beloofde land, is Josua en Caleb. Maar die woord van die Here sê, omdat daar 'n ander gees in hulle was. Amen. They had a different attitude. Hulle het geglo, dis ons. En God gee vir hom die land Hebron, omdat hy gebly glo het wat God gesê het, en nie geglo het wat die mense beleef. David en Saul kom met 'n Goliat, kry met 'n Goliat hier. Nou ek gee vir jou 4 preke in een verhoor. Sê vir jou langs jou, hierdie pastoor. Die pastoor is van God. Geef vir my veel preke. Dit is van God. Amen. Wie wat is die verskil tussen Goliat en Saul en David? Goliat is 'n man met al die gevegsondervinding, maar hy ken nie God nie. Hy het al die ondervinding, hy het al die kennis, maar hy het nie saam nie. Kom ek sê dit, hy het net ondervinding en kennis, hy ken nie God nie, en hy het nie saam nie. Saul aan die ander kant, staan op en skilders boer die volk. Hy het die gevegskennis, en hy ken God, maar hy het nie saam nie. Wie wat het David?
Dawid het nie kennis. Hy het 'n bietjie ondervind Maar ek ken sy van 'n beer en van 'n leeu wat sy skape wil vat. Maar wie vat dit? Saul. Amen. En hy kom voor God te staan en sê vir hom, jy kom na my toe met 'n span sonder ries of 'n spies, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. Amen. En hy verslaan hom. Dankie. Wie wat doen Dawid? Dawid begin. As jy daai gedeelte klaar lees in vers 8, dan begin Dawid. Hy sê my oë was dof vanweë my verdriet en my oë was dof vanweë my vyande. Hy sê, maar gaan weg van my, al julle werkers van ongeregtigheid. Amen. Hy begin om die duiwel te bestraf. Hy begin om die vyand te bestraf. En hy begin om hom weg te jaag. Dawid doen dit, hy sê, gaan weg van my, al julle werkers van ongeregtigheid, want die Here het die stem van my geween gehoor. Amen. Amen. Miskien moet jy daai duiwel bestraf. Amen. Miskien moet jy daai pyn bestraf. Miskien moet jy in die naam van Jesus sê, ek weerstaan jou. In Jesus naam. Wie wat doen die disippels? Die disippels doen die regte ding. Hulle kom en hulle maak ten minste vir Jesus wakker. Daar in die boot. En hulle sê vir hom, Here, meester, ons vergaan. En hy staan toe op en bestraf die wind en die watergolwe. En hulle, dis nou die wind en die golwe het bedaar. En daar het stilte gekom. Amen. Amen. Hoe herfokus ek en jy? Herfokus op die woord van God, onthou wat God gesê het. En die tweede een is herfokus op gebed. Kom terug na gebed toe. Gebed is die regstelling. Wie van julle was al by die optometrist, by die oogarts? Wanneer jy nie meer reg kan sien nie, dan gaan jy oogarts toe en dan doen hulle toetse en dan doen hulle allerlei goed en dan gee hulle vir jou die regte lense sodat jy weer reg kan fokus en jy reg kan sien. Ek en Quinty was nou die dag vir oogtoets. Nou gaan ek met hierdie bril met ek. Nou toe sal eers, hoe kan ek sien met hierdie bril? En dan is hierdie regte nog van my sien van. Kan mooi wees. 20 visie. Maar ek probeer met die linkeroog. Nou is daar net 'n ding hier op my bril. Reg voor my oog. Nou kan ek nie daarin sien nie. En as ek my bril afhaal, kan ek nog minder sien. En hulle stel toe voor, meneer, ek stel voor, jy kry vir jou nuwe bril. Wat is die regstelling, wat is jou bril? Het is gebed. Dat ek en jy vanmôre sal weet, gebed is my regstellende aksie om weer my fokus te kan regkry. Amen. Lukas 8 vers 24 sê die woorde. En hulle het daartoe gegaan en wakker gemaak, meester, ons vergaan. En hulle doen dit. Die disippels maak wakker. Dawid doen dieselfde ding. Hy sê, die Here het my spreek gehoor en die Here neem my gebed aan, sê vers 9 en vers 10. Die Here het my spreek gehoor en die Here neem my gebed aan. Amen. Ek weet, God is die hoorder van my gebed. Amen. Filippense 4 vers 6 sê, wees oor niks besorg nie, maar in alles maak julle begeertes aan God bekend deur gebed, smeking en danksegging, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en besinne bewaar. Amen. 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 Hoe kry ek vrede? Hoe kry ek vrede oor die aanval van my vyand? Hoe kry ek vrede oor my seer? Hoe kry ek vrede oor my pyn? Net God kan dit gee. Amen. Maar kom, ek maak dit aan hom bekend deur gebed. Hebreërs 12 vers 1 tot 2 sê, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik opbring en met volharding die wedloop voor ons lê, die oog gefestig op Jesus. Amen. Kom ek kry net weer my oog reg. Kom ek kry net weer my fokus reg. How great thou art. Amen. Amen. Dat ek net weer sal let op hom. Ek het vandag gesê, gebed is die bril wat my help om weer reg te kan sien. Amen.
Kyk gou hierso. Matteus 6:5 sê, wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die gefeinstes nie, want hulle hou daarvan wanneer die sinagoges en op die hoeke van die straat te staan en te bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid tot die Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergeld. En as jy bid, gebruik nie ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het. Amen. Maar kyk gou wat sê die message. Die message sê, and when you come before God, don't turn that into a theatrical production either. All these people make a regular show out of their prayers, hoping for stardom. Do you think God sits in the box seat? Here's what I want you to do. Find a quiet, secluded place so you won't be tempted to role play before God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God. Amen. And you will begin to sense His grace. Amen. The world is full of so-called prayer warriors who are prayer ignorant. They're full of formulas and programs and advice, peddling techniques for getting what you want from God. Don't fall for that nonsense. This is your Father you're dealing with, and He knows better than you what you need. Amen. Jy hoef nie eers te weet wat om te bid nie. Die Heilige Gees sal vir jou intree met onuitspreeklike sigtinge, want God weet wat jy nodig het. All God wants is you. Simply you. Hy soek net vir jou, eenvoudig soos wat jy is. Amen. Amen. En wanneer jy bid, weet hy wat die antwoord is. Amen. Amen. Kyk vanmôre. God sê, maar wanneer jy bid, moet jy in geloof bid. Sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedryf en voortgesleep word. Die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy lewe. Dis die probleem wat Jesus met sy disippels gehad. Sy probleem met sy disippels is, julle het nie geloof nie. Julle het nie geloof nie. En al wat God vra is, kom ek en jy kom na hom toe. Eenvoudig. En ek en jy bid. En die Here is die een wat ons seer gaan wegvat. Herfokus vanmôre van jou bekommernis na aanbidding. Amen. Dat ek en jy nie so sal net te fokus op ons bekommernis en op ons seer en op ons pyn en op ons vyande nie, but that we will focus upon God. How great thou art. Herfokus van jou verlede. Hoekom? Want hy wat in die verlede leef, sy toekoms bly in die verlede. Hy sê, if we live in the past, our future is history. Yes. Fokus van die verlede tot die Here. Fokus van vrees tot geloof. Trek jou aandag van jou probleem af en fokus op die beloftes van God. Amen. Fokus in plaas van die negatiewe. Fokus op die positiewe. Amen. En kry jou oog af van die tydelike. En kry jou oog op die ewige. Amen. Vanmôre praat God met iemand. En ek wil jy met die oor sit. En nou wil ek jou vra, as jy weet God praat vanmôre met jou, en jy weet jy het nodig, dat die Here weer vanmôre, jou hart, jou gedagtes, en jou oog moet reg kry. Wil jy nie vanmôre jou hand opsteek en sê, pastoor, bid saam met my, dat ek net weer kan fokus
Dat ek net weer kan herfokus, daar is 'n hand wat opgaan, 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 daar is 'n hand wat opgaan. Ek gaan jou vra om te staan, maar julle het julle hande opgesteek het. Ek wil vir jou vinnige gebed doen. Ek wil jou vra om uit te kom as ons nou begin sing. Dan kom jy vinnig uit. En ek wil graag saam met jou bid. Dat die Here net weer jou fokus kan regkry. Dat die Here net weer jou visie kan regkry. En dat die Here jou gaan help om te fokus op dit wat reg is. Dit wat vir hom aanneemlik is. En dit wat hy uiteindelik deur verheerlik sal word.